Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar, dis weer tyd vir hart en siel hier in die tuinroete. En ons is vandag in 'n baie spesiale plek. By my is Toby McDonald. En Toby is die eienaar van 'n hopsplaas hier in die Ou Taniqua-berge. Toby, baie welkom hier by ons. Dankie. Toby, ek sal graag begin kortliks by die McDonald familie. Jy het vroeër iets gesê dat jy's wel 'n inkomer, maar is daarom nou al 30 jaar. Hoe het jou familie hier oorspronklik geland in hierdie pragtige berg stukkie? My pa het eintlik 'n boot begin bou. Okay. En toe soek hy 'n plek naby 'n hawe waar hy die ding kan klaarmaak. Okay. En toe koop hy die plaas. Bietjie met die boerdery begin, hy het Charolais stoetery gehad en 'n Angus stoetery gehad en hy het skape gehad en toe op 'n kol toe besluit hy nee, nou het hy genoeg gehad, nou wil hy die plek verkoop. En toe het ek nou gesê nee, ons kan nie die plek verkoop nie, ons moet iets doen. En op daai stadium met SAB net begin nuwe hopkontrakte uitsit en toe het ons met die hops begin. So Dit was nou hoeveel jaar terug is dit? 35 jaar terug. Yes, tertye, Wat kyk ons waar nou staan met julle, die né? hops besig is. Okay. Was dit 'n moeilike ding vir julle? Is hier ander ouens wat julle kon vergelyk het of het julle maar net kom ons plant en kyk? Wel, dit is goed gelyk op papier daai stadium. Gewoonlik, né? En ek moes toe my werk los in die dorp om plaas toe te kom, want my pa was toe nie meer baie lus vir hard werk nie. En jy kom van 'n ingenieursagtergrond af. Ja. En is enige van hierdie goed was toe vir jou makliker om te kan Ja, verstaan? ek dink so. Okay. Veral met die stormwaterdreinering en die pompe en so aan. Dis 'n vreeslike interessante ding. Die Suid-Afrikaner is absoluut 'n bierdrinker. Maar ek dink nie hulle weet regtig hoe lyk die plantjie nie. Hulle ken nie regtig die prosesse nie. Jy hoor maar. Okay, dis 'n begin vir ons met hierdie plantjie hier agter jou. Nou hang hier. Eerstens wil ek vra, hoekom moet hulle so hoog gaan? Wat is die punt van dat hulle altyd so teen 'n prieel half uittrek? Wel, dis om meer lig op die plant te kry. Okay. En ook om hom hoogte te gee sodat hy genoeg cones maak om dit ekonomies vatbaar te maak. Met jou. So dit is vir hoër Hoër produksie. produksie. Ja. Maar jy kan ook nie te hoog maak nie, want dan kom hy nie bo nie. En dan help dit ook nie spanne. Dis daai ekstra span maar hy wil nie gaan nie. Nou die plantjie, ek was altyd onder die indruk, as jy nou praat hops, dis dalk net maar 'n saadjie wat in water lê. Maar dis 'n ou sagte ou papdingetjie met sulke ou geel stoffietjies heel bo in die koun. Wat presies omtrent die blommetjie is nou wat die bier maak? Of kan jy vir ons so 'n bietjie net daai proses vinnig verduidelik? Wel, die groen wat jy sien, die koun, dis nie eintlik wat hulle soek nie. As jy hom oopbreek binne-in, is daar soeke geel goedjies. Dit is eintlik olieballetjies. En soos hy ryper was, jy onder 'n mikroskoop kyk, as hy groen is die balletjie so opgerimpel. En dan soos hy ryper raak, blaas hy op soos 'n ballonnetjie. Soos vrugte nou maar ryp word, Ja. dit hy nou ook sy prosesie. Ja. En dis waar die ding lê. En dis waar die eintlike Dis amazing. Jy sê nou is die tyd om te snoei. Oes, skus. Jy moet om die hele plant gaan, né? Ja. Van hier af, hulle sny hom nou af met die groot trekkers, dan gaan dit nou daar binne. Wat gebeur daar binne? Daar binne word hy nou waar jy hom onder afgesny het, word hy in 'n masjien gehak en hy gaan onderste bo deur die masjien. Die masjien stroop al die cones af. En dan soos hy deur die masjien gaan, word die cones en die blare en die stingels geskei. En dan net die cones gaan dan in groot bins in wat ons by SAB se droogoonde aflaai. Hulle vat die proses dan van Hulle daar vat die af. Hulle proses vat dit verder. net tot daar. Hulle droog dit en maak pellets daarvan, gaan in koelstore in en van daar af versprei hulle dit na die verskillende brouerye toe. Hoeveel van julle is daar in Suid-Afrika? Ek praat nou onder korreksie, maar ek dink ons is 9 saam met SAB se plase. Okay. En waar's die grootste
klomp? Is dit hier in die Outeniqua berg of waar word die meeste van die hops gegroei? Ja, ons is die enigste aan die seekant van die berg wat nog oor is en agter die berg is die res. En dis nou maar beter daar of Ja, hulle dieper gronde, koue winters. okay. En dis wat die ou plantjie van hou. Ja, Okay. maar hulle het nie altyd genoeg water nie. Hierdie jaar het hulle 'n bietjie gesukkel dink ek. Ons sien ook, dit is nou eintlik 'n fallacy, ons weet nou nie hoeveel waarheid daarin is nie, maar ons sien tog hier staan ligte. Die mense praat nou van jy moet baie keer bietjie vir die manne musiek speel of bietjie lig op hulle sit. Is dit 'n storie? Help ons uit. Die ligte, ons het ligte gebrand in die begin met die ou variëteite. Nuwe variëteite het Couldn't care. hulle gaan sonder die ligte. Is dit? Hulle kom bo. Dit gaan om hulle te trek. Om bo Dit te maak nou kom. bietjie meer sin vir my. Okay, so om hom lank te kry want jy soek al daai ekstra. Ja. Wat is julle grootste vyande in hierdie spesifieke boerdery? Basies 3 goed. Een is wortelvrot. Dis hoekom jy moet vervang. Jy het nou nog gesê Ja. elke 10 jaar moet die plant uit. Plant Is uit. dit een van julle Dis groot een probleme? van die groot ding, veral aan ons die kant van die berg In die waar dit rede natter is. is natter. Okay, so julle En moet dan vervang. ons rooi spinnekop. Dis 'n bietjie van 'n pes en bolwurm is ons grootste vyand. En hulle vreet die cones af. Okay. Toby, Ja. ons kan net verskriklik dankie sê vir jou tyd en ons kan nie wag om vir julle te wys wat presies aangaan op so 'n plaas nie. Ek het verskriklik baie geleer. Baie dankie vir jou tyd, Toby. Plesier. En vir julle tuis, dankie vir die inloer. Ons sien julle 'n volgende keer. Totsiens.